Dis donderdag, 21 Oktober, ons is by Koffiekuier 574. En ja, ons het nog vandag die laaste dag van die Oos-Kaapse synodesitting. Word natuurlik als aanlyn gedoen. So ek sien nogal uit daarvan om van môre af weer so 'n bietjie nie heeltyd in my huis te sit agter die rekenaar nie. Maar dit was ook goed en ons glo dat die Here ook die kerk hier in die Oos-Kaap vorentoe wil vat, juis deur dit wat ons met mekaar kon deel in die besonder in die uitdagende tye waarin ons leef. Ons gaan vanoggend dan nou, vriende, Openbaring 16 saam lees nie. Hoofstuk 15 het as ware die tafel gedek vir wat nou in hoofstuk 16 gaan gebeur, waar hierdie 7 bakke van God se toorn deur die 7 engele op die aarde uitgegooi word. En dit is belangrik om te onthou, soos ons gister gesien het, dat dit gebeur vanuit God se teenwoordigheid in die hemelse tempel en volgens sy wil, soos wat dit nou simbolies ook uitgedruk word in die taal wat praat van die tent van die getuienis. En waar die seels, wat ons nou vroeër in Openbaring gaan gelees het, 'n kwart van die aarde vernietig en die trompette wat geblaas is 'n derde, kom hierdie bakke, hierdie goue bak en die uitgooi daarvan, en tref eintlik die hele kosmos, aarde, see, rivier, son, eilande, berge, sowel as die aardbewoners, mense dan ook. En weer het die oordeele van hierdie bakke ooreenkomste met die pla, waarvan ons in Egipte dan ook met die uittog van die volk gelees het. So, kom ons lees Openbaring 16, daarvan vers 1 af saam. Toe het ek uit die tempel 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê, gaan gooi die 7 bakke, gevul met die toorn van God, op die aarde uit. Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het, en wat sy beeld aanbid. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed geword, soos die bloed van 'n dooie, en alles wat in die see lewe, het dood gegaan. Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne uitgegooi. Dit het ook bloed geword. Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou hoor sê, U is regverdig, U wat is en wat was, U die heilige, omdat U hierdie oordeel voltrek het, want hulle het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet, en U het hulle self bloed laat drink, dit het hulle verdien. Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou hoor sê, Ja, Here God Almagtige, betroubaar en reg is U oordeele. Die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi. Daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. Die mense is deur 'n groot hitte gebrand en hulle het die naam gelaster van God wat die mag oor hierdie pla het. En hulle het hulle nie bekeer nie en aan hom nie die eer gegee nie. Dan vers 10. Die 5de engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi en daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mens het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn en het die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur en oor die swere, en hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. Die 6de engel het toe sy bak op die groot Eufraatrivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 bose geeste kom wat soos paddas lyk. Hierdie geeste wat wondertekens doen is die van duiwels. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geseënd is die een wat wakker bly en sy klere reghou sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Die geeste het die konings byeengebring op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. Die 7de engel het toe sy bak in die lug uitgegooi. Van die troon in die tempel af het daar 'n stem hard uitgeroep, dit is verby. Toe daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. Daar was ook 'n groot aardbewing soos daar nog nooit was vandat die mense op die aarde gekom het nie. So 'n geweldige groot aardbewing was dit. Die groot stad het in 3 dele geskeur en die stede van al die nasies het in mekaar gestort. God het ook nie vergeet om vir die grote Babylon die beker met die wyn van sy gloeiende toorn te gee nie. Al die eilande het verdwyn en berge was daar ook nie meer nie. Groot haalstene, elkeen omtrent 50 kg swaar, het van die hemel af op die mense geval. En die mense het God gelaster oor die plaag van die haal,
omdat die plaag verskriklik groot was. Baie interessante gedeelte wat telkens dan vir ons vertel van hoe die bakke uitgegooi is en wat die effek daarvan was. En ek wil regtig net so kort opmerking oor elkeen maak. Die eerste bak bring natuurlik die kwaadaardige en die bose swere op aarde wat mense tref, die mense wat deur die bose driemanskap verlei is. Baie interessant vir my toe ek dit lees, onmiddellik opgeval dat die volk van God, die kerk van God, gelowiges word nie getref nie. Dis net die wat die duiwel dan nou die bose geeste aanbid. En dit kom natuurlik ooreen met die 6de plaag van swere wat ook in Egipte destyds daar was. Die tweede bak se gooi bloed oor die see uit en tref al die lewende wesens in die see. En dit kan natuurlik nou weer teruggetrek word na die eerste plaag toe die Nylrivier in bloedwater verander het. Die derde bak verander die vars water in bloed en die 2 engele verklaar dat dit eintlik God se regverdigheid en betroubaarheid bevestig, waar hierdie bloed in die drinkwater dan nou eintlik die bloed van die profete en die heiliges vergeld. En dit kom weer ooreen met die eerste plaag daar in Egipte. Die 4de bak bring 'n versengende hitte van die son wat mense geskroei het, maar tog het hulle voortgegaan om God te belaster en hulle het nie tot bekering gekom nie. En dit is natuurlik nie 'n ooreenkoms met een van die plaae in Egipte nie. Die 5de bak bring duisternis vir die dier, die antichrist, en dit is interessant hoe dit gesê word daar, dat daar net gepraat word eintlik van die dier, nie na die draak en die vals profete verwys word nie, maar dit maak nie saak nie, maar dit bring ook ondraaglike pyn vir die mensdom en vir hulle wat dan nou veral die dier aanbid. Maar weer lees ons, nogtans het hulle nie tot bekering gekom nie. En hierdie herinner ons natuurlik ons nou in die 9de plaag daar in Egipte, toe daar duisternis oor die land gekom het. Dan die 6de bak droog die water van die Efraatrivier op. Nou, die Efraatrivier, vriende, was hierdie geweldige, vrugbare landskap met rivierwalle, die grond rondom dit gewees. En vir die Efraatrivier om op te droog het eintlik die dood beteken vir 'n klomp mense in daardie tyd. Maar hierdie Efraatrivier droog dan nou ook op, veral in voorbereiding op die oorlog wat by Armageddon gaan plaasvind, wanneer die besete konings van die wêreld dan nou gaan kom, en hierdie konings word begelei deur 3 demoniese geeste, wat lyk soos paddas, vreeslik interessante prentjie wat Johannes sien, maar hulle word dan nou bymekaar gebring daar op die groot dag van God, en die gelowiges word tussendeur gewaarsku om gereed te wees vir die dag, omdat dit jou onverhoeds gaan betrap. Dink sommer weer in die tweede plaag in Egipte, toe die paddas die hele wêreld oorgeneem het. En dan van vers 17 af lees ons dan van die 7de bak, wat in die lug uitgegooi word, en hierdie oordeel afhandel met 'n geweldige donderstorm, met haal en weerlig, 'n vernietigende aardbewing wat die groot stad Babylon, natuurlik weer simbool van Rome en die Romeinse Ryk, wat dit laat in een tuimel en mekaar gelyk met die aarde vee, selfs die eilande en die berge verdwyn, soos alles gelyk gemaak word. Maar weer lees ons, steeds het mense vir God gelaster en nie tot inkeer gekom nie. So, dis vir my baie interessant, oor hierdie oordeel oor Babylon, oor Rome, dan nou gaan ons in die volgende 2 hoofstukke redelik verder ook lees, maar dit kom natuurlik ook weer ooreen met die 7de plaag in Egipte, toe die land getref is met haalstorms. Interessant, ons het al baie gepraat oor groot haalstorms, hier praat hulle van haalkorrels tot 50 kg swaar. Ek dink as een van daai goed op jou val is 'n ticket, dan is jy definitief verby. Ons kan baie oor hierdie goed nadink en baie daaroor praat, vriende. Maar as ek daaroor nadink, dan val dit my op dat ten spyte van hierdie goed wat gebeur, wat verskriklik is, wat eintlik 'n mens so in jou spore moet ruk en sê, maar dit kan mos nie wees nie, dit kan nie so aangaan nie. Ten spyte daarvan lees ons telkens dat mense nie tot inkeer gekom het nie. Die oordeel van God is letterlik daar, dit is besig om te gebeur, maar steeds kom mense nie tot inkeer nie. En die vraag wat ek dan vir myself wil vra, en ek vra dit vir jou ook is, hoe kan ons so blind wees? Hoe kan ons as mense nie raak sien wat gebeur nie? En ek is nou nie, julle sal my goed genoeg ken, een van hierdie doomsday profete wat sê, weet, môre is die einde van die wêreld nie. Dit kan wees. Die punt is net, ons as mense sien die tekens van die tye, ons sien die goed wat gebeur, ons kla oor die droogtes in die Oos-Kaap, en ons kla oor, noem dit op,
alles wat verkeerd is in hierdie wêreld, wat alles tekens daarvan is dat God op pad is, dat God besig is, dat hierdie goed gebeur, maar tog is daar net soveel mense wat nie tot inkeer kom nie, mense wat net hulle nie steur aan God en sy gebod by wyse van spreke nie. Waar los dit vir jou vandag? Ek dink vanoggend moet ek en jy opnuut met pleitende woorde voor die Here gaan buig en vir hom vra om in te gryp in ons lewens, sodat ons getuies kan wees wat juis ander nader aan hom bring, juis ander motiveer om ook tot inkeer te kom, om hom te aanbid, om in 'n verhouding met hom te leef, sodat wanneer die oordeel kom, ons almal deel kan wees van die volk van God, van die gemeente van God, die geloofsgemeenskap, wat nie hierdie oordeel sal ervaar nie. Mag ek en jy ons getuienis as gelowiges elke dag uitleef tot eer van God. Kom ons sit so dan, bid ons vanoggend weer saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre ook die woord kan oopmaak en Here, dat as ons hierdie visioen van Johannes verder bestudeer, daaroor nadink, dan sien ons die realiteit dat mense selfs op die 12de uur amper nog steeds nie tot bekering wil kom nie. Dat daar soveel is wat net in plaas daarvan om hulle tot u te keer, om na u te hardloop, dat hulle nog steeds vir u vervloek en belaster oor alles wat verkeerd is. En Vader, ek kan nie anders as om te dink aan hoe mense ook in die afgelope jare wat vra oor hoe kan God dit toelaat en hoe werk dit, en maar nie besef dat u besig is om ons huis toe te vat nie, by wyse van spreke. En daarom is my gebed, Here Jesus, dat u vir my en elkeen van ons as Koffiekuier vriende sal inspireer deur die Gees om so te leef met 'n stuk liefde, met 'n stuk omgee, met 'n stuk genade, dat ons ander juis nader sal trek aan u. Want Vader, ons weet dit is vir u belangrik, dat elke stam, taal, volk en nasie, elke mens en elke knie sal buig en sal erken dat u Here is. Gebruik ons vandag om juis ook dit te doen. En dit bid ons in u naam. Amen. Vriende, geniet jou donderdag. So tussen die synodesitting is ek besig om voor te berei vir Sondag aand se erediens. Dis natuurlik die voordeel van aanlyn vergaderings dat 'n ou so 'n bietjie tussendeur kan, soos die vrouens sê, kan multitask om dit te doen. Geniet jou dag. Ons gesels môre dan oor Openbaring 17 en mooi loop. Ek hoop dat jy iets van God se goedheid vandag sal kan ervaar, maar ook sal kan uitleef. Sien môreoggend weer.